Goeienaand broers en susters. Baie welkom ook by vanaand se aandediens. Ons bede is ook dat dit tot opbou sal wees van elkeen se geloof en natuurlik tot eer en verheerliking van ons Here. Daar's geen verdere afkondigings naas vanoggend se afkondigings wat gemaak is nie. So ons gaan nou net weer begin met die diens. So kom ons word 'n oomblik stil en dan begin ons met die erediens. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou saam die Here se naam groot maak deur te sing en daarna te bid ook, 'n gebed aan die hand van Psalm 104 en direk daarna weer te sing. So 'n lofprysing tot eer van die Here. Eers sing ons saam Psalm 147 vers 1 tot 4 en daarna bid ons saam en direk daarna sing ons saam lied 184 ook daarvan verse 1 tot 4. Kom ons bid saam. Here ons God, U is baie groot
En U is bekleed met koninklike luister. U is lig. En in U is daar geen duisternis nie. U het die hemelkoepel soos 'n tentdoek gespan, en is U wat die winde boodskappers maak, en die weerligte U dienaars. U het die aarde stewig gevestig, sodat dit nooit sal wankel nie, en U laat dit uit die hemel op die berge reën, en die aarde word versadig. U laat gras uitspruit vir die diere, en groenplante vir die mens, sodat die mens sy kos uit die aarde kan kry. Wyn om die mense se harte verbly, olie om die gesig te versorg, en ook kos om vir die mens nuwe krag te gee. U het die maan gemaak om die vaste tye mee aan te gee, en die son weet wanneer om onder te gaan. As U die donker bring en dit nag word, roer al die diere in die bos. En as die son opkom, sluip hulle weg en gaan lê hulle in hulle skuilplekke. U het baie dinge geskep, Here. Die aarde is vol van wat U gemaak het, en tog, U het alles in wysheid geskep. Almal is van U afhanklik. U gee vir elkeen 'n kos op die regte tyd. U gee en hulle eet. U maak die hand oop en hulle kry meer as genoeg. En as U terugtrek, is dit klaar met hulle. As U hulle asem wegneem, is hulle dood en hulle word weer stof. U gee die lewensasem en daar is lewe. Ook uit die grond laat U nuwe lewe spruit. Mag daar in die roem van die Here geen einde wees nie. Mag U werk vir U vreugde verskaf. Ons wil tot eer van die Here sing solank ons lewe. Ons wil die lof van ons God besing. Geloof sy die Here, dag na dag draai ons. U is ons hulp. God is vir ons die God wat ons red. Die Here ons God, deur wie ons bewaar word. En ons wil ons in die Here verbly. Mag die sondaars van die aarde af verdwyn. Mag die goddeloses ophou om te bestaan. Ons wil die Here loof. Prys die Here. Amen.
Ons luister saam na die woord van die Here uit Lukas 5. Ons gaan daarvan saam luister vanaf vers 1 tot met vers 11. Lukas 5 vanaf vers 1. Op 'n dag toe Jesus langs die Genesaretmeer staan en die skare vorentoe beur om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort het, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit af geleer. En toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit in diep water toe en gooi hulle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur geswoeg, sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeur. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak, dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Geliefde broers en susters, daar's baie opdragte wat jy as mens in jou lewe ontvang. Mense wat vir jou dinge vra, vir jou dinge sê wat jy moet doen, en sommige opdragte doen jy wel uit die aard van die opdrag. Jy sien die noodsaak daarin dat dit wel moet gebeur, en daarom kom jy dit na. Maar ander opdragte kom mens na as gevolg van die agting wat jy het vir die persoon wat dit van jou vra. Dat iemand vir wie jy meer agting het, sal jy iets doen, al lyk dit vir jou onlogies, maar nogtans vanweë die aard van die persoon, van wie hy is vir jou, sal jy die opdrag nakom. Jy sal toegewyd wees aan daardie opdrag. En nou in die aard van die saak kom die vraag, hoe getrou en hoe gehoorsaam is jy aan die opdragte wat die Here Jesus vir jou gee? Wie is die Here Jesus vir jou? As hy net nog 'n leermeester is, as hy net nog iemand is wat 'n morele les kom gee het, dan is dit baie moontlik vir hom te sê, ja, ek dink nie ek gaan hy opdrag nakom nie. Maar as jy besef wie die Here is, kan jy nie anderster as om sê, ja Here, ek is gehoorsaam, ek sal doen wat U vir my vra. In die gedeelte wat ons saam aangehoor het, hoor ons van Simon Petrus, en jy sy roeping as 'n disipel van die Here. En Petrus was op hierdie stadium reeds bekend met Jesus gewees. Hierdie ontmoeting tussen hom en Jesus by die meer was dis nie Petrus se eerste ontmoeting met Jesus gewees nie. Volgens Lukas se vertelling was Jesus selfs 'n vorige geleentheid al by Petrus aan huis gewees. En tydens daardie besoek het Petrus gesien hoe Jesus in staat is om sy skoonma van 'n ewige koors te genees. So tot op hierdie stadium van Petrus se lewe het hy 'n normale lewe gehad as 'n visserman, as 'n man in die huis wat 'n werk gaan beoefen elke dag en saam met sy gesin in hierdie huis gewoon het. Hy het dus hierdie gewone lewe gehad, elke dag op normale manier voortgegaan met sy dagtaak as 'n visserman. En hierdie geleesde gedeelte noem dan vir ons dat daar 'n hele skare mense was wat Jesus se prediking aangehoor het. En die mense het vir Jesus bewonder oor sy prediking en skares mense het agter hom aangeloop en hulle wou die woord van God hoor. En die mense het so saamgedrom, het word vir ons beskryf dat hulle die Here gedruk het tot teen aan die wal van die meer. Nou kan jy self dit indink hoe mense mekaar druk, een wil voor die ander inkom net om duideliker te hoor wat sê die Here. Soveel so dat
dat Jesus naderhand van die wal af is in 'n skuit in die meer in. So die Here klim dan in een van die vissersbootjies. Die vertelling noem dat dit vissermanne was wat hulle skuite daar gelos het en uitgeklim het om hulle nette skoon te maak. So die visserman het 'n lang nag gehad, heel nag vis gevang en uitgeklim en in die water gestaan soos vissermanne maak om hulle nette nou na die aand se werk skoon te maak. En dan klim die Here in een van die skuite met die toestemming en hy leer die skare vanaf die skuit, terwyl hierdie vissermanne hulle nette skoon maak. En dan preek die Here. Hy preek vir die skare mense, die vissermanne is heel moontlik hier naby en besig om hulle nette skoon te maak, alles te hoor wat hy sê, en waar die Here klaar gepreek is, sê vir Petrus, jy is heel moontlik pas klaar skoon gemaak en al jou toerusting, maar gaan uit en gaan vang vis. So dink jouself dit in. Petrus was die hele nag lank besig om vis te vang. Hy is 'n visserman van beroep, hy ken die waters. Hulle het klaar gemaak die oggend met niks. Hulle is besig om alles skoon te maak. Hulle is besig om alles te bære. En terwyl Jesus preek en hy klaar gepreek is, gee hy die opdrag en sê hulle het uitgaan en vis vang. En hoor baie mooi hoe spreek Petrus vir Jesus aan in vers 5. Hy sê meneer. So hy is bewus van die Here wat sy skoonma gesond gemaak het, dat Jesus 'n leermeester is wat gawes besit om skare mense te trek met die leer wat hy bring. En Petrus het self na die preek heel moontlik geluister terwyl hy die nette skoon gemaak het. En as daar ooit 'n tyd was dat iemand geïrriteerd met Jesus kon wees, was dit eintlik op hierdie geleentheid. Want Simon Petrus was moeg. Hy was die hele lang nag wakker, hy het vis gevang, hy is gefrustreerd met die gebrek aan sukses vir die hele nag se werk, vir geen opbrengs nie. En eintlik maar al in 'n geïrriteerde bui, saam met die frustrasie van die mense wat drom en hy kan nie uitkom nie en alles vasgevang daai kant en nog alles skoonmaak en deur al die mense beer by sy huis te kom. So hy is gereed om net klaar te maak, huis toe te gaan, maar Jesus wil gaan vis vang. En dan hoor 'n mens iets van Simon se irritasie en sy antwoord. Hy sê, meneer, ons het heel nag gewerk en ons het niks gevang nie. Maar, omdat u so sê, sal ons net laat sak. So as Petrus regtig waar gedink het, hierdie is 'n goeie idee. As hy regtig gedink het, geweet wie die Here is, so hy sonder enige rede, sonder enige beswaar en net gesê, dit is reg Here, ek gaan doen dit. Maar dalk voel hy skuld die Here iets, want die Here het sy skoonma genees, en nou moet hy dalk vir die Here sê, maar goed, was nie rede genoeg om dit te weier nie, kom ons gaan doen dit nou maar net. En ons weet hoe dit uitgedraai het. Petrus was gehoorsaam aan die Here, hy het die nette ingegooi, presies waar hy sy gesê het hulle moet doen, en net so vinnig as hulle die nette in die water kon laat sak het, hulle besef maar hulle vang die grootste vangs in hulle lewe, die nette het vol geword. Soveel vis het die nette gekom, dat die nette wou skeur. En selfs toe die ander disippels met die boot nader kom, was dit steeds nie genoeg nie. Al die menslike bronne wat hulle daar gehad het, was te min. Beide bote was op die bokant toe vol, soveel so die bote wou sink. Dit was die mees buitengewone vangs wat vissermanne nog ooit gevang het. So Petrus, wat 'n visserman van beroep was, wat die vorige nag die heel nag lank vis gevang het, geswoeg het om iets te vang, gaan uit. En die Here wat nie 'n visserman is nie, hy's 'n leermeester, hy's 'n skrynwerker. En ten spyte daarvan vang hulle soveel vis dat hulle nie kon hanteer nie. Dink jouself in die gedagtes van daardie vissermanne. 'n Hele nag lank is daar niks wat dit die moeite werd maak om 'n visserman te wees nie. Met die eerste ingooi loop die nette tot oorlopends te vol. So die Here kom en op 'n besondere praktiese manier openbaar hy homself hier aan Petrus. Binne sy veld as 'n beroepsvisserman wys die Here vir hom dat hy is almagtig
en alwetend. Hy is waarlik God. Hy het beheer oor al die visse in die see, in die meer. Dis 'n opdrag wat die Here gee aanvanklik vir Adam om te heers oor al die visse in die see, en dan kom die Here, hy wys maar, hy het beheer oor alles, al daardie visse. Hy is in beheer van alle dinge. Dis nie toevallig dat hulle nie die vorige aand vis gevang het nie. Want die Here was op pad om vir Petrus te roep. Dis nie toevallig dat hulle weer uitgestuur is om weer te gaan vang en nie dit oorlopends te vol is nie. Ons op grond van Jesus se uitoefening van sy gesag, dat daar in die eerste plek nie vis was nie, in die tweede plek die nette tot oorlopends te vol was. So die Here wys vir hom op 'n praktiese manier vir Petrus wie hy is as God. En dan kom daar 'n verandering in Petrus se lewe. En hierdie is die beginpunt van Petrus se disippelskap. Hierdie is die draaipunt waar Petrus sê, is reg Here, wat ook al U vir my sê, doen ek. Nie teepraat en sê, nee Here, ons wil heel na gevang, maar kom ons probeer maar nie. Ons gaan nie nasien hoe die totale radikale verandering in sy lewe na vore gekom het. Hierdie is die absolute draaipunt in sy lewe waar hy 'n disipel van die Here geword het. So hoe het Petrus hierop gereageer? Dink jouself dit in te midde van hierdie nette, hierdie grootste visvangs wat hulle het, vir nette wil skeer, hierdie absolute chaos wat losgebreek het om hulle mense te roep nader te kom help in die visse, bote wat wil sink, sien hy nie die visse raak nie. Hy dink nie aan die boot wat wil sink nie. Hy sien nie al die visse of die skuite wat om hom is nie. Alles raak dof vir hom, maar hy sien net vir Jesus. En hoe vertel Lukas dit? Dat toe Petrus dit sien, val hy voor Jesus op sy knieë neer en hy sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hoor u hoe die aanspreekvorm gedraai het? Hy sê nie, gaan weg van my af, meneer nie. Absoluut gedraai, gaan weg van my af, Here. Op daardie oomblik besef hy, maar die Here is nie net 'n skrynwerker of 'n leermeester vir die skares mense nie. Maar op daardie oomblik besef Petrus, hy staan in teenwoordigheid van die heilige God. Hy is totaal en al ongemaklik in homself en wie hy is. En sy eerste reaksie teenoor is hierdie aanbidding vir wie Jesus is. Maar in plaas daarvan dat hy sê, Here, hier is ek val op my knieë neer en ek verheerlik U, sê hy, gaan weg van my af, Here. U teenwoordigheid is te veel vir my. En dis nie 'n letterlike opdrag van Here, klim uit die skei uit en loop weg nie, want waarheen sou Petrus op daardie stadium verwag met die Here gaan? Hy sal later wel agterkom dat Jesus kan wel op water loop. Maar hier is 'n uitdrukking sê, Here, wees my genadig. Ek het 'n geweldige sonde besef in my. Ek kan nie in U heilige teenwoordigheid bestaan nie. Ons sien hierdie keerpunt, hierdie draaipunt. Hy is nie meer meneer nie. Maar Here, begin van sy disippelskap, hy kon onder die diep indruk van sy eie sonde van voor Jesus Christus. En hy het nie iets verkeerd gedoen nie. Ons lees nie van iemand wat die kerk vervolg het, en sy hele lang goedgekeur dat die kerk vervolg word en 'n ondervinding kry en dan anders sy lewe leef nie. Hy word eintlik half vir ons in 'n goeie lig gestel. Gehoorsaam eintlik aan die Here tot op hierdie punt. Hy het eintlik nog gedoen wat die Here van hom vra om uit te gaan. Maar net wie hy is, as skepsel, as sondige mens voor die heilige God, 'n mens in sonde geval het, 'n mens wat sondig van aard is, en hierdie diep indruk van die heiligheid van die Here, hy's waarlik God. Hy is ook die 3 maal heilige wat Jesaja gesien het
en 'n oordeel oor homself uitgeroep het toe hy hom gesien het. So Petrus het 'n boodskap gekry wat onmiskenbaar is om te mis. Die heiligheid van God en sy eie sondigheid. Een mens verwag in 'n sin 'n verbasing en waardering vir die vangs van die vis. Eerder as 'n sondebelydenis. Maar wanneer ons besef dat wat die Here hier gedoen het, gaan nie so seer oor 'n wonderwerk nie, maar dit gaan nie oor 'n godsverskyning, 'n godsopenbaring aan Petrus en die disippels, iets wat 'n roeping tot disippelskap inhou, is sy antwoord heeltemal gepas. En tog gebruik die Here nie hierdie geleentheid om vir Petrus te sê en vir hom te preek en sê, maar hy wys nou tereg op al sy sonde en spreek oordeel uit oor Petrus nie. Hy kon natuurlik op hierdie punt vir Petrus baie mooi laat verstaan het hoe verhewe hy bo alle dinge is en hoe skuldig Petrus is vanweë sy sondige aard. Maar soos al die wonderlike boodskap van die evangelie in die Bybel kom hierdie evangelie ook en sê moenie vrees nie. Wat Petrus indink op daardie stadium is, ek's 'n sondige mens in die heilige teenwoordigheid van God, hy gaan my straf. Want skuld vra vir regverdige oordeel. So wanneer jy jou sonde besef, is die vrees van God se oordeel jou heel grootste vrees in hierdie lewe. Dis mense wat blind is nie vir wat nie hulle eie sonde sien nie, besef nie hulle probleem nie, hulle besef nie, hulle leef in 'n valse vrede. Maar Jesus gee hom die gerusstelling, moenie vrees nie. Jy het niks om voor bang te wees nie. Nie dat jy nie sondig is van aard nie, maar jy staan onskuldig voor God. Hy gee hom versekering van die vergewing van sy sondes. Petrus, jy self besef jou sonde, jy het opregte diepe sondes besef, en dieselfde tyd beleef jy ook hierdie geweldige genade, hoor die genade aan, dat jy nie hoef te vrees nie, want jou sonde word nie vir jou toegereken nie. Wat jy nou beleef, dat jy vrye toegang het tot die heilige God, deur skuldvergifnis, dit roep ek jou nou, moet jy aan ander mense gaan verkondig. Van nou af sal nie meer visse vang nie, maar van nou af sal jy mense vang. Hy wys hom presies hoe dit gaan gebeur. Deur die evangelie te verkondig van skuldvergifnis vir jou sonde. En hoor dan baie mooi wat die disipel Petrus en die ander disipels by hulle se reaksie is. Twee dinge gebeur. In die eerste plek, hulle het alles net so gelos en wat vir Jesus gevolg. Hulle eindig met die grootste vangs van hulle lewe. In volume die meeste, in waarde die heel meeste, hulle kan skatryk wees. Hulle kan al die aardse welvaart hê wat hulle kan aan dink, in die grootste gemak leef, as hulle net al die vis gaan verkoop. Hy was gehoorsaam aan die Here, hy het gaan vang op opdrag van die Here, hy kan vir homself al daardie seën toeëien. Maar alles wat Petrus as waardevol beskou het op daai punt, word van waardeloos. Net soos Paulus het dieselfde. Alles wat hy voor homself beroem het, alles beskou hy nou as drek. Want hy ken die Here Jesus Christus. Hy los alles om agter Jesus aan te gaan. Daar's niks vir hom op hierdie aarde wat hom belangriker is as om 'n disipel te wees, om gehoorsaam te wees aan wat die Here vir hom sê nie. En die tweede punt wat Lukas hier maak, is hy sê baie mooi, as hy die werkwoord volg gebruik, om aan te dui wat hulle gedoen het, nadat hulle alles gelos het. Lukas gebruik hierdie woord gereeld om Christelike disipelskap aan te dui. Vir Lukas gaan hulle oor dat elke wat 'n Christen genoem word, geroep word, om vir Jesus as 'n disipel te volg. Elkeen word geroep met dieselfde toewyding agter die Here aan te loop. Van ons baie mense wat kom en luister en sê, ja meneer, ons hoor dit u vra. Maar as jy daai skuldvergifnis van jou sonde,
wat Jesus vir jou in die kruis gedra het, besef, dat hy vir jou in jou plek gesterf het, dan kan jy nie anders as om te sê, ja Here, ek sal U met toewyding volg. U is my eienaar, ek behoort met alles aan U. Wat U ook al sê, dit sal ek doen. Ek was dood in my sonde, maar U sê vir my, moenie vrees nie, U het al my skuld weggeneem. Ek het niks gehad om voor te lewe nie, maar U het my daarvan verlos, U het my gewys die waarde van die lewe wat U vir my gee. U het my daar die nuwe lewe gegee. Dat ek behoort met liggaam en siel en lewe en sterwe aan U. En as U eiendom stel ek myself beskikbaar. Ek sien nie iemand van die skare wat luister en sê, ja meneer, wat jy sê nie. Maar U is my Here. Elke dag van die week sal ek doen wat U vir my vra. En juist daarom is 'n disipel iets anders as 'n gehoorsitter. 'n Bewonderaar van iemand wat gaan kyk na sy optrede en na die optrede huis toe gaan en vergeet hoe die optrede was. Net jou gewone lewe aangaan. 'n Disipel is anders. Dat nadat iemand 'n disipel geword het, verander jou hele lewe op 'n praktiese, wesenlike manier. 'n Disipel is iemand wat 'n nuwe lewensbeskouing, 'n nuwe lewensbenadering het. In die Bybelse tyd het dit so gewerk dat iemand sou gewoonlik sy pa se beroep navolg, hy sou gedoen wat sy pa gedoen het. Maar as hy by 'n rabbi aansoek gedoen het en die rabbi het hom aanvaar, dan gaan hy nie meer voort met wat sy pa en sy oupa grootjie gedoen het nie. Maar hy gaan 'n nuwe rigting in. Hy gaan 'n hele nuwe lewe in met nuwe dinge wat hy leer, nuwe lewensgewoontes in. En dit is wat die Here sê. Dat disipelskap is iets wat diep in jou lewe insny. Dit verander jou hele lewensbeskouing, word dit vir jou waardevol was, beskou jy nie meer as waardevol nie. Dit wat jy gedink het is nonsens, is dat vir die wêreld nonsens is, beskou jy as die grootste wysheid van God. Dat disipelskap dryf nie die wêreld se gebruike en se oorwegings in. Dit gaan in teen wat die wêreld vir jou sê 'n goeie besluit is of lewenservaring van iemand van die wêreld. Van daardie dag het Petrus se lewe radikaal verander. Hy het die pad saam met die Here begin loop. En dit was nie 'n maklike pad nie. Met reuse opofferings, in die eerste plek om heel moontlik weg van sy gesin af te reis. Sy beroep gehad wat hy gelos het as visserman. Gelos en die Here gevolg. Jy is daarom weer die vraag. Wat dink jy van die opdragte wat die Here vir jou gee? Is dit opdragte wat jy in jou eie wysheid kan oordink, of jy dit wil of nie wil nakom nie? Dat jy dink die Here is maar 'n leermeester wat vir my sekere voorstelle van my lewe gee. En jy is daarom, wees gehoorsaam aan die werking van die Heilige Gees in jou lewe, besef opnuut wie die Here Jesus Christus is. Hy is die Heilige, hy is God en hy regeer oor alle dinge. En hy het jou lewe wat in die verderf was gered deur vir jou in die kruis te sterf en jy hoef nooit meer bang te wees nie. Nooit meer enigiets te vrees nie, want jou hele lewe is in sy hande. Wees daarom gehoorsaam aan die Heilige Gees wat jou lewe in daardie rigting lei. Juis om daardie gehoorsaamheid uit te leef, om gehoorsaam te wees in die opdragte van die Here. Om disipel van die Here te wees, beteken nie dat almal vandag alles moet los en almal sendelinge moet word nie. Maar 'n disipel van die Here vra dat jy anders dink, besef wie die Here is in die eerste plek. En as jy besef wie die Here is, dat jy jou lewe anders benader. Dat jy sal vra, maar volg ek die Here met alles wat in my is? Besef ek wie dit is wat my vra? Neem my aardse dinge nog my grootste fokus en dink, maar dis die heel belangrikste ding in my lewe? Of besef ek dat al my aardse dinge is in elk geval in beheer van die Here Jesus Christus?
en dat hy my grootste bate is. Broers en susters, ons lewe moet op hom gefokus wees, nie op onsself, nie op dinge van die wêreld nie. Die wêreld moet kan sien dat Jesus Christus staan onbeskaamd in ons midde, dat ons in die middelpunt is van ons kerk. En dat die mense wat hier is, ons as lidmate, is nie uit ritueel nie. Maar ons kom om te aanbid. Dat die besluit wat ons gemeente doen, kom juis omdat ons die Here ag as ons koning. Ons jy sy koninkryk wil sien kom. Dat disipelskap vra dat jy in alles wat jy doen, dat jy die Here in absolute toewyding sal volg. Wees 'n getroue disipel van die Here. Amen. Kom ons sing nou saam Psalm 54, ons gaan daarvan saam sing vers 1 en vers 4, en daarna bid ons saam, en dan sal ek die slotlied aankondig weer. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons bely dat in ons lewe die wêreld baie keer ons aandag wegtrek. Dat ons baie keer wegspring met groot ywer in ons disipelskap en tog so vinnig weer voorrang gee aan ander dinge. Ons bede is, laat ons opnuut besef dat U in beheer is van alle dinge. Dat die Here Jesus Christus, ware mens, ware God, dat hy regeer as koning oor alle dinge, dat hy in beheer is van alles. Dat ons in lewe en in sterwe aan hom behoort, dat ons besef, maar alles in ons lewe is afhanklik van U. En mag ons hele lewe aan U toewy, mag ons in alles in U gehoorsaam wees en doen wat U van ons vra. Gehoorsaam wees en volg. Dat ons gereeld onder die diep indruk is van ons Here Jesus Christus en die evangelie. Dat hy sy lewe vir ons gegee het, dat ons losgekoop is. Dat ons 'n nuwe lewe ontvang het. Dat ons kan en moet toewy aan U alleen. Maak ons tog gehoorsaam daarin, tot die eer van U naam. Amen. Kom ons sing nou saam die verheffing van ons Here Jesus Christus ook in lied 168 vers 1 en 3, waar ons sing Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon.
Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.